Ons is geneig om te kyk na die doping van die Heilige Gees en die vulling met die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees as hierdie platform dinge. Ja. En gewoonlik sê hulle, as die pastoor die kerk bietjie kwaai raak met hulle, hoekom kom julle nie op 'n Vrydag aand kerk toe nie? Dan praat hy met die mense wat daar sit en dan sê hulle, you preaching to the choir. En die woord wat die Here vir my gegee het vir vanaand is vir die choir. Is vir die mense wat 'n Vrydag aand opoffer om hier te kom sit en na die woord van die Here te luister met 'n begeerte in hulle hart vir meer. Maar almal weet nie altyd waarvoor om te soek. Almal weet nie altyd waarvoor om te vra nie. En ek sit gisterand hier en Leon begin by die opstanding van Jesus. En hy stap verder na die hemelvaart en die belofte. En hy kom uit by die bovertrek. En hy verduidelik die gawes van die Gees. En ek is soos, wow. En dit is waar my boodskap begin. En toe dink ek verder en ek dink, okay, ek is bly ons spreek die Sondag hier, Leon. Hy gaan nie weet waaroor om te praat. Vanaand wil ek iets nuuts bring. Iets wat nie bekend is in die Pinksterwêreld nie. Ek het Pinkster groot geword en daar is sekere goed wat ek nooit gehoor het nie. En hoe meer en hoe dieper ek in die Heilige Gees instudeer in die Nuwe Testament, hoe meer dinge kom ek agter. En glo my, vir die afgelope maand het ek vir arme JP mal gemaak, dis ek kom hy weghardloop. Ek vond gesê hy moet in die doopbad gaan staan en vir my antwoord. Het ons so diep in die Heilige Gees ingegaan en dit wat pastoor vanaand gesê het, is presies die skrif wat by my opgekom het. Dat hy was nie in die aardbewing. En gisterand het ons die vuur van die Gees gehoor en beleef. En vanaand is ons hier vir daai aandwenkie. Vir dit wat almal nie altyd waardig ag nie. Vir dit wat almal nie altyd sien nie. Dit wat agter die skerms gebeur. En kan dan nie vir my die eerste skrif opsit. Ek gaan 2 skrifte lees wat ek net my platform op wil bou. Eerstens is Lukas 11 vers 13. Waar Jesus met die mense praat en hy sê vir hulle, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hom wat bid. Okay, volgende ene. In Efesiërs 5 vers 18 sê hy, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Terug, dankie Tannie. Here, ek wil net hierdie woord in elkeen se hande, elkeen se harte laat vasbind in Jesus naam vanaand, Here. Here, seën elke persoon en maak elke hart ontvanklik vir u woord, Here. Dankie, Jesus. Nou, as ons kyk na die boek van Handelinge, sien ons hierdie groot gebeurtenis wat gebeur in die bovertrek. En Petrus staan op, die ou wat nou net vir Jesus verloon het, en 3000 mense kom tot bekering. En ons weet, al daai mense in die bovertrek is gedoop met die Heilige Gees. Want dit is wat die belofte in Job 2 sê. Maar nou wat nou? Hulle het die Gees gekry, en die doel van daardie Gees vir hulle was om uit te gaan
en die evangelie te versprei onder die mense. En oral waar hulle kom, het hulle hande op mense gelê. En dan lees ons, en die mense waarop hulle die hande gelê het die Gees ontvang. Maar ons nog iets weggesteek in die boek van Handelinge wat ek vanaand net wil uitlig. En dit gebeur 3x3 keer. Die persoon, Petrus, Paulus en die lokale gemeente, elkeen van hulle word 3 keer vervul met die Heilige Gees, binne in die boek van Handelinge. 3 keer. Nie net 1 keer nie, 3 keer. En Jesus sê vir ons, bid en vra vir die Heilige Gees. En ek dink baie keer, dan deur die jare, soos ons gisterand gehoor het, kom mense jaar na jaar na jaar, my na 'n Pinksterbid hier toe, want hy soek iets. En dis ook hoe ek aan die begin gesê het, ons weet nie altyd waarvoor om te vra nie. En ek kan jou beloof, baie van, meeste van julle wat hier sit, is al reeds gedoop met die Heilige Gees. Julle het die Gees ontvang. En die gawes van die Gees, wat jy dalk nie van weet nie, beskryf die Bybel. En ek wil spring soontoe. Ek het die hele tyd gaan kyk en uitgewerk hoe ek vir julle gaan verduidelik hoe ek daarby uitkom. Maar die Here wil nie, hy wil verder gaan vanaand. As julle my wil fact check, bel my, ek sal vir julle alles stuur. Sterkte, julle gaan baie lees. Maar ek het 'n paar goed wat ek wil lees. En ek wil net hê julle moet julle harte oopmaak en sien jouself in hierdie boodskap. Want dis baie mense in die kerk wat in die agtergrond sit. En hulle kyk na die mense op die platform. Ek het gisterand weer gekyk na Leon, wat hy sê, dit word so warm, en dan kry net 'n huppel in sy stap. Maar toe dink ek maar aan, hy moes permanent vol van die Gees, want elke keer as ek hom sien, het hy 'n huppel in sy stap. En ek wil net hierdeur lees, en meeste van hierdie weet ons, maar luister net mooi. En ek gaan dit in Engels lees, en dis so ek dit gekry het. A word of wisdom, a word of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, discerning of spirits, different kinds of tongues, and interpretation of tongues. Dit het ons gisterand gehoor. Okay. Hoor nou hier. En dit is die Bybel wat sê hierdie is gawes van die Gees. Prophecy, serving, teaching, encouragement, giving, leadership, mercy. Apostleship, prophecy, teaching, evangelism, shepherding, encouragement, mercy, giving, administration, helps, word of wisdom, word of knowledge, faith, miracles, discerning of spirits. En ek wil net hierdie weer lees, want dit het my geraak toe ek dit raak lees vandag. Mercy. Het jy mercy met jou naaste? Het ons mercy op die mense wat langs ons staan? Op die mense wat ons agter 'n counter staan in 'n winkel? Giving. Waar is die mense van die Helping Hearts? Dit wat hulle doen, almal kan dit nie doen nie. Dit is 'n gawe van die Gees. Dit is die Gees wat mense opwek
om goed te doen wat ander mense nie kan doen nie. En ek weet, dit klink weird, dit klink verkeerd, dit klink of ons hoor nie die goed nie. Maar ek wil vir jou sê wat in die agtergrond sit, wat die dinge buite hierdie kerk aan die gange, wat siekes sorg doen. Julle is net so belangrik, soos die persoon wat elke dag hier voor staan. En julle het ook die Heilige Gees nodig om dit te kan doen. Want die woord sê, ons kan absoluut niks doen, sonder die Heilige Gees nie. En dit gaan oor gawes. Ek dink nou die dag, ek kan die ding optel, sonder die Heilige Gees, want die God het my gemaak om die ding te kan optel. Maar 'n gawe, dit 'n geestelike ding wat God wil hê ek moet doen. Dit kan ek nie doen sonder die Heilige Gees nie. En ek voel, ek het verlang so gevoel, ek het al die behind the scenes goeders gedoen. Verlang. En dit is baie keer wat noem hulle dit, 'n ondankbare werk. Maar vat dit weg. Vra vir pastoor wat gebeur, as iemand sê, sorry, ek kan dit nie maak. Nou, om te kom by pastoor se tema, ritme. Soms verloor ons dit in die lewe. Ons kry hierdie, as 'n pastoor op 'n maandagoggend hier instap, dan voel pastoor nie die salwing soos wat pastoor dit Sondag gevoel het nie. Behalwe as dan die almal die vroeges verwerk en ingebid het. Nee? So pastoor het gepraat oor ritme, en toe dink ek aan hierdie dingetjie wat nou al in my kas lê vir 'n paar maande. Hulle noem hom 'n gyro ball. Nou, jy wen hom op, en as jy hom los, dan spin hy. En hy spin al hoe vinniger as jy hom in die regte ritme draai. Dat hierdie ding tot 80 kg kan raak, as ek vinnig genoeg spin. En as jy hom nie reg vashou nie, of nie reg draai nie, dan gaan hy uit ritme uit. En hy raak net al hoe vinniger. En dit is hoe ons voel op 'n Sondagoggend. Want ons is in die teenwoordigheid van God, ons het die Gees, ons is by die Gees, ons voel so op 'n Vrydag aand. En dan kom jy by die huis, en dan byt 'n hond jou, of jou kind raak siek, of jou kar gaan staan sonder petrol, en dan sluk ons 'n bietjie af. En dit gebeur met almal. Daar's die een persoon wat hier sit wat vir my gesê, dit gebeur nie met my nie. Ek is permanent in die Gees. Maar dan gaan ons deur die week en ons kry 'n manna boodskap van pastoor af. En dan kom ons 'n bietjie op. En dan raas jou baas met jou. En dan gaan jy bietjie uit ritme uit. En as jy uit ritme uit is, dan soms dan stop die ding. Dat jy hom nie weer kan. Dan moet jy weer opwen. Jy moet hom weer begin. En weet al die ding gehoor van, ons almal is die pastore. Die pastoor is heel dag besig met die Bybel. Heel dag, elke dag. As hy praat hy oor die Bybel. As hy in sy bed lê, dan dink hy aan die Bybel. As sy vrou met hom beklei, dan quoteer hy die Bybel. En ons is daar, sit daar, en ons baas skree op ons, en ons vergeet 'n bietjie partykeer wat die Bybel sê, as die mense ons kwaad maak. Dit is die lewe. Maar God gee vir ons die antwoord in sy skrif. Hy sê, bid 'n bietjie. Vra vir my, vir die Heilige Gees. Julle het nie, want julle vra nie. En vandag wil ek vir julle leer, om elke dag te vra,
vir die Heilige Gees. Vra vir die vulling met die Heilige Gees. As Petrus, die apostel, wat nog meer aan die Bybel gedink het as pastoor. Hy het die Bybel geskryf, vandag gebruik ek AI, vandag, dan gee ek 7 bladsye. Hulle het dit met die hand geskryf. En dan het hulle gepreek, en hulle het vir mense gebid, hulle het siekes gesien opstaan. En nou wil ek praat met die mense wat hier voor staan. Voordat jy kan uitstap en vir mense bid, voordat jy kan uitstap en hande op mense lê, het jy 'n vulling met die Heilige Gees nodig. As dit nie vir hierdie setting was wat jy hom kan opwen met 'n spring nie, dit is nie ek wat dit gedoen het nie. Dit is die masjien wat dit self doen. En hy empower jou om iets te kan doen vir die koninkryk. En dan stap ons uit en ons gaan maak 'n verskil in ander mense se lewens. En elkeen van julle wat hier sit kan dit. So 'n klein dingetjie in 'n ripple effek kan 'n verskriklike verskil maak op jou einde van die dag. Ek het 'n getuienis wat ek vir wil vertel. En dit is nie om my eie beeld te pas nie. Maar ek wil hê julle moet dink aan julle impak as Christene in die wêreld op buite. Nou, ek was op 'n tyd was ek verskriklik siek. Ek is nog steeds siek, maar ek is baie beter as wat ek was. My vel is nie lekker nie, as ek moet preek dan lyk dit so, as dinge moeilik gaan, dan lyk dit nog erger. En ek is besig om my matriek eksamen te skryf. Yes, hoe oud was ek? 25, 26. Besluit ek gaan nou adult matriek doen, gaan dit skryf, want dan wil my matriek hê, dat ek iewers in die lewe kan kom. Nie gehelp nie, dan. Anyway. So, ek gaan apteek toe en ek het 'n voorskrif en ek vra kortisonpille. Nou kortisonpille, as julle weet, is sulke klein ronde pilletjies en jy moet soos 8 van dit drink. Hulle het my baie keer op 12 gesit en dan typer hulle dit af na 10 na. Dit is baie sleg vir jou. So kom ek 50 kilos opgetel het. Dis nie my skuld nie, dis pille. Okay. So is ek besig om eksamen te skryf en dinge gaan rof en ek stres en ek weet nie. Ek is stres deur my lyf, pastoor. Ek is stres deur my lyf. As ek so lyk, dan stres ek. Ek weet nie ek stres. Ek voel heeltemal alright, maar ek lyk nie alright. En dan baie keer was dit so erg dat ek wil nie in die publiek gaan loop hier. En dan sien ander mense ek stres. En iemand Anyway, ja. So ek gaan apteek toe, vra vir pille, hulle gee vir my die pille. Kom by die huis volgende oggend, want jy moet dit in die oggend drink. Jy kan dit nie in die aand drink, want dit hou jou wag. Okay? En gelukkig daai tyd sit die dokter my op 8 pille. En die oggend drink ek 8 pille en ek ry en ek gaan skryf Engels. En tydens die eksamen bom ek uit. Ek weet nie wat my aangaan, ek staan op, gaan aan badkamer toe, was my gesig, gaan sit weer. Pero klim ek in my kar, klaar geskryf, gelukkig, ry huis toe, gaan lê op die bed. En sou kom 5:30, 5:30 in die aand by die huis, kom maak my wakker. Toe die apteker vir my slaappille gegee, in plaas van kortison. En ek het 8 gedrink in die oggend voordat ek gaan eksamen skryf. Ek het op my kar geklim, gery van Brackenfell af na Bellville Noord toe. Ek het eksamen geskryf en terug huis toe gery. En dan maak my wakker en ek sê wat het gebeur het. Volgende dag gaan ek na die skool toe. Ek sê hoorie, ek soek 'n brief. Ek bel die apteek. Ek sê hoorie, julle het ons aanvang.
ek soek 'n brief, want ek gaan nie hierdie eksamen kom nie. En dan wil ek iets kan doen, dat ek dit weer kan skryf. Ek sê vir die apteker, okay, ek vat jou nommer, ek sê jou bel, as ek my uitslaag kry. En sy bel my die volgende dag, en sy sê, dit is in COVID, ek nog met 'n masker aan gaan skryf. En sy sê vir my, sy is so jammer, haar pa lê in die hospitaal met COVID, nou al vir 'n maand. En haar kop is nie by die werk nie, maar sy moet by die werk wees. En ek is in 'n situasie waar ek is ook 'n essential worker, ek moet ook by die werk wees, elke dag. En nie elke dag nie, maar ons het skofte en het verhoop. Maar ons het deur COVID gewerk. En net daar in my gees, sê die Here vir my, ons as mense moet in hierdie moeilike tyd genade hê vir ons medemens. En ek sê self, weet jy wat? Ek het al soveel pille in my lewe gedrink. Dit het my beskerm teen die, daar het niks met my gebeur nie, is helemaal fyn. En die vrou bel my, nee, dat sy sorry en whatever, ek sê, okay, nee, is fyn, stuur het vir my nou het ek die briewe. En kom daai uitslaa, dit ek iets so 60% van my Engels. Ek het dit deurgekom. En die eerste ding wat ek doen, telefoon op, bel die vrou. Ek sê vir hoorie, dit is okay, jy kan relax, alles is alright, ek het my Engels deur. Die Here kyk na jou. Dawid skryf in die Psalm, en dit is 'n ding wat ons loop met baie worries en stresse loop ons in die lewe. Maar hy sê 'n pyl wat in die lug geskiet word. En wat is meer onvoorspelbaar as dit? Die pyl wat in die lug geskiet word, sal my nie tref nie. Omdat die Here na my kyk. Ons loop met die Heilige Gees van God. Ons is geseël, ons is syne, sy oë is op ons, hy kyk elke dag na ons, en ons is geneig om te vra, hoekom gebeur hierdie dinge met my? In plaas van om te sê, Here, U gee vir my die krag. Here, gee vir my krag. En as ons in gewoonte gaan kom om te vra, Here, vul my met die Gees, sodat ek kan uitgaan en iets vir U gaan doen, dan gaan dit gebeur. God maak 'n belofte, maar ons vra nie meer nie. Ons vra nie dit nie. Wees in die gewoonte om dit te vra. Wees in die gewoonte om te vra vir die Heilige Gees, om in jou in te kom, jou te vul. Ons lees time and again in Handelinge, hulle was vol van die Gees. Hulle was vol van die Gees. Of wat Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou. Staan op jou voete en loop. Neem jou bed op en loop. Ons wil herlewing hê. Ons wil siek sien gesond word. Ons wil verskil in mense se lewens maak. Begin te vra vir die vulling met die Heilige Gees. Dit is nie net vir die mense wat hier kom sit en vra, of vir die mense daar buite wat die doping van die Heilige Gees nog moet kry nie. Dit is nie vir die wêreld. Ons kry die Heilige Gees se krag om die wêreld in te trek. Dit is vir ons as kerkmense. En ons kom sit nie hier elke keer en bid vir ander mense om die Heilige Gees te kry nie. Ons moet bid vir die Here om ons te vul met die Heilige Gees, sodat die Here ons kan gebruik om uit te gaan en ander mense se lewens se verskil gaan maak. En ek weet dit klink of ek myself herhaal, maar as ons die stukkie verstaan en God is 'n werklikheid, dan kan dit nie verkeerd gaan nie. En ons as 'n kerk gaan opstaan en ons gaan 'n verskil in mekaar se lewens te begin. Ons gaan vol van die Gees vir mekaar begin te bid. So vanaand wat ons gaan doen is
ons gaan musiek speel, ons gaan worship, ons gaan in God se teenwoordigheid kom, en ons gaan vir elkeen bid, dat hulle die vulling van die Heilige Gees moet kry, en dat hulle in die wêreld sal ingaan, en 'n verskil daar gaan maak. Dankie. Kom vorentoe kom, ek gaan net 'n gebed doen. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Here, en ons besef dat U woord gee vir ons die antwoord. Here, ons besef dat U woord gee vir ons die krag, die kennis, die wysheid, Here, om hierdie besluit te kan maak. Here, en hoe meer ons van U leer, hoe meer opgewonde kan ons raak. Here, en hoe meer ons vir U kan vra om vol met die Heilige Gees, hoe meer sal U dit doen. Here, en ek wil vanaand bid vir elke ene wat in 'n stoel sit in hierdie kerk, Here. Here, dat U by hulle 'n begeerte sal kweek. Here, om vir U te vra vir U Heilige Gees. En Here, dat hulle sal verstaan dat een keer is nie genoeg nie. En dit trek nie U Heilige Gees af nie, Here. Dit is hoe U dit beplan het, want hierdie lewe skop ons van elke kant af, elke dag. Here, en ons verloor ons ritme. Here, en ons weet nie hoe om te begin nie. Maar Here, ek wil vra dat U met U Heilige Gees net in elkeen sal kom opstaan, Here. Here, en maak 'n verskil in elkeen se lewe, sodat hulle daardie ritme van die Gees aan die gang sal kan hou, Here. Here, en bekragtig ons as 'n kerk, as 'n gemeente, as 'n gesamentlikheid van gelowiges, Here, dat ons mekaar sal aan die ritme hou. Here, dat as ons sien iemand verloor ritme, Here, dat ons hande net op hom sal lê en sê, broer, my suster, ek sien jy verloor ritme. Kom ons help jou om weer by die Here net weer vervul te word, 'n nuwe rivier van lewende water wat uit jou binneste sal uitvloei. Here, ek wil dit bid vir ons kerk in hierdie aand, Here. Vir elkeen wat hier sit, Vader. Here, dat U net kragtig sal beweeg. Here, in die stilte, agter die skerms. Here, daar waar elke persoon op sy eie manier sy verskil maak. Here, dat U elkeen daar sal bekragtig, Vader. Here, sodat ons saam as 'n span net sal opstaan. Here, die jeug, die sonnaarskool, die siekesorg, die mense wat vir die armes omgee. Here, die musieke, die pastoor, kerkraad, die elke persoon wat 'n funksie het in hierdie gemeente, Vader. Here, dat hulle deur die Gees gedryf sal word. Here, om hierdie 'n sukses te maak. Here, 'n sukses in U oë. En dit bid ek vanaand, Here. In Jesus Christus se naam. Amen.